7 September, medewerkers van God in die huiskring. Job het namens sy kinders geoffer. En elke keer as die dae van die maaltyd om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Job 1 vers 5. Daar is 2 maniere om met kinders te werk. Maniere wat in beginsel en gevolge hemelsbreed van mekaar verskil. Getrouheid en liefde verenig met wysheid en 'n ferm hand, soos die woord van God ons leer, sal geluk in sowel hierdie as in die toekomstige lewe verseker. Pligsversuim, onoordeelkundige toegewing, versuim om die dwaasheid van die jeug te bestraf, sal tot ongelukkigheid en uiteindelik ondergang van die kinders lei, en tot teleurstelling en smart vir die ouers. Dit sou goed wees as ouers van die man van Is 'n les in standvastigheid en toewyding wou leer. Job het sy plig teenoor diegene buite sy huis nie versuim nie. Hy was welwillend, vriendelik, bedagsaam teenoor die belange van ander, en terselfdertyd het hy ernstig gearbeid vir die redding van sy eie gesin. Tydens die feestelikhede van sy seuns en dogters het hy gesidder uit vrees dat sy kinders God 'n oneer sou aandoen. As getroue priester van sy huis het hy namens elkeen afsonderlik geoffer. Hy het die afstootlike aard van die sonde besef, en die gedagte dat sy kinders dalk die aansprake van God kon vergeet, het hom geknoop om as middelaar vir hulle voor God in te tree. God verlang dat daar uit die huise van ons mense 'n groot groep jong mense bymekaar gebring moet word, wat weens die goddelike invloed van hulle huise hulle harte aan hom oorgegee het, en voortgaan om die hoogste diens van hulle lewens aan hom te wy. Gerig en geleer deur die goddelike opvoeding van die huis, die invloed van oggend- en aandgodsdiens, die konsekwente voorbeeld van die ouers wat God liefhet en vrees, het hulle geleer om hulle aan God as hulle leermeester toe te vertrou, en hulle staan gereed om as getroue seuns en dogters aanneemlike diens vir hom te doen. Sulke jong mense is gereed om die krag en genade van Christus aan die wêreld te toon.